Goeiemôre julle, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons saam na Eksodus 11, God 'n waarmaker van sy woord. Hierdie hoofstuk is die inleiding na die laaste plaag waar God sy soewereiniteit en sy geregtigheid wys, nie net aan die Egiptenare nie, maar ook aan die Israeliete. Ons lees reg deur die Eksodus van die vrymaking van die Israeliete uit die gevangenskap van slawerny en hoe Farao se hart verhard was deur God. En amper voel dit asof God onregverdig opgetree het hier. Maar wanneer ons die storie mooi lees, dan sien ons dat Farao sy eie hart verhard het, 'n paar keer voor God eers in hoofstuk 7 kom en sê, dat God homself nou Farao se hart gaan verhard. Hierdie hoofstuk leer ons dan ook dat sonde in ons eie lewens, net soos Farao ook, ons harte kan verhard, om die verlossingskrag van Christus in ons lewens te sien. Al word dit in watter groot wondertekens in ons lewens gedemonstreer, sal ons nog steeds mense sien wat blindelings stap in die pad van verderf. Al het hulle hoeveel keer gesê dat hulle gaan binnekort regmaak en hulle lewens verander. Ons sien hier in hierdie hoofstuk waar Farao weer sy hart verhard en eintlik woedend was. En dit nadat hy weer gehoor het dat sy eie kind gaan sterf as hy die volk nie laat gaan nie. En dan is dit ten spyte van 'n vroeër waarskuwing deur 'n liefdevolle God met lankmoedigheid, wat Farao gewaarsku het dat as hy nie gehoorsaam gaan wees en die volk laat gaan nie, dat sy eerstgebore seun doodgemaak sou word. Ons lees dit al so vroeg in Eksodus 4 vers 23 wat sê, laat my seun gaan, sodat hy my kan dien, en as jy weier om te laat gaan, kyk, ek sal jou seun, jou eerstgebore doodmaak. Farao se hardheid van hart het hy eers op homself gebring, waarop God dan reageer en hom juis oorgee aan dit wat hy self wou gehad het. Dit laat ons dink aan Romeine 1 waar Paulus sê dat mense sal oorgegee word aan hulle sondige natuur as daar nie belydenis is van juis hierdie sondes nie. Vir Farao en die Egiptenare was die besluit van die finale plaag erg, maar vir die wat onderdruk was, het dit genade gebring. Hier is 'n kort en direkte hoofstuk waar ons sien dat God sy almag bewys en ook wys dat niks die plan van God kan keer om uitgevoer te word nie. Baie jare later leer ons dat daar nog 'n dood van 'n eerstgebore seun was wat moes boet met sy lewe om die prys van slawerny van sonde te betaal. En dit is juis wat ons nou vier as Christene, die dood en opstanding van Jesus Christus, ons verlosser. Ons lees dat God selfs in hierdie tyd na die 9 plaag vir Moses en die volk aansien gee onder die Egiptenare en ook guns aan hulle gee. Die opdrag was duidelik dat die Israeliete aan hulle bure die Egiptenare goud en besittings moes vra en daar was vrylik aan hulle gegee. Natuurlik was dit om hulle te help om vry te kan bly van hierdie uittog uit slawerny uit Egipte. Maar ons sien later dat hulle dit eers verkeerd aangewend het in die vorm van 'n goue kalf, maar later vir die regte doel, en dit was om die teenwoordigheid van God in hulle midde te hou, toe die tabernakel gebou was. Soos vir die Israeliete gee God vrylik ook aan ons skatte, wat ons kan help met ware vrymaking, en dit is sy woord, en die Heilige Gees. Ons hoor dat ons nie skatte hier op aarde bymekaar moet maak nie, maar in die hemel. En dan weer klink Galasiërs 5:1 so mooi wat sê, Christus het ons vrygemaak om waarlik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawerny of die juk van sonde laat indwing nie. Daar is 'n paar lesse in die kort stukkie wat ons vanoggend lees en mag hierdie lesse waardevol wees in jou en my lewe. En mag dit nie net 'n historiese gebeurtenis wees wat ons van lees en dink dit was net vir die Israeliete nie. Eerstens leer ons dat soos die volk bevry was deur een finale plaag, weet ons dat daar 'n finale offer was om vir ons bevryding te bring van sonde, wat deur Jesus Christus vir ons gebring was. Tweede, soos die Israeliete aan die Egiptenare moes vra vir voorsiening, gee hy aan ons die moontlikheid om vry te bly van die slawerny van sonde. En dan derdens, soos daar bewys was dat die volk guns by die Egiptenare sou ontvang, weet ons dat selfs ons in vrede sal kan wandel teenoor ons grootste vyande, wanneer ons in ywer voor God wandel. Spreuke 16:7 sê, as die Here behaag het in die wee van 'n man,
dan laat hy selfs sy vyande met hom vrede hou. Vierens, net soos die finale plaag die dood aangekondig het, weet ons dat die dood wag ook vir die wat nie in hom gaan glo nie. En dan vyftens, die belofte van beskerming van die laaste plaag word aan ons geskenk deur Jesus Christus se dood aan die kruis, sodat ons saam met hom kan lewe vir ewig. Ek en jy het die kans om vry te kom van sonde en vry te bly daarvan. Mag ons vandag leer dat Jesus ons liefhet en dat die prys aan die kruis nie goedkoop was nie. Johannes 8 vers 36 sê, as die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Mooi dag vir julle.